afgelope week, maar die hele week siek en ek net hulle weet dat verskriklike hoofpijn het en slaap ek voel nie so, maar is nie volgende hier nie. Kom ons staan volgende een bykie stil by die gebedsmoment op die kalender. Is dit vandag finansiële bediening se weer waarvoor ons gaan voorbereiding doen. Ons finansiële voorsitter Pieter Lignaert kan ongelukkig nie hier wees nie, weer as waar ernstig siek hier in die hospitaal, maar ons het gevoel om voor te gaan met die voorbereiding ook vir die bediening en ons gaan nou glad nie vandag finansies praat nie, dit is in elk geval ook die bedoeling van die voorbereiding af vir die bediening nie, die bedoeling is vandag dat ons regtig net die gemeente se versorging, finansiële versorging en materiële versorging ook aan die Here sal opdra, maar dat ons ook die persone wat verantwoordelikheid neem daarvoor, en dan is dit sekerlik ook ons elkeen, maar dan ook spesifiek die finansiële bediening dat ons hulle ook aan die Here sal opdra, ook vir wysheid, kundigheid, en dat hulle ook op so 'n manier die gemeente se finansies wat deur u gegee word, so sal bestuur en beheer dat die Here ook daardeur geëer sal word en dat ons dit ook op 'n verantwoordelike manier sal doen. So ek wil graag geleentheid gee dat ons dan vir die finansiële bediening voorbereiding doen en dan sal hy ons oor vloos in ons gebed. Baie dankie dat ons ook volgend vir die finansiële bediening van hierdie gemeente kan bid. Ons weet dat dit ook 'n baie belangrike saak is, omdat dit die finansies is. Dit wat u aan hierdie gemeente toevertrou. Dit wat die lidmate in staat mee stel om ook die gemeente te kan versorg. Sodat u werk in die gemeente en in die gemeenskap en baie ook kan voortgaan. Ons besef dat daar groot kundigheid nodig is. Dankie vir kundige mense wat u ook gee wat by hierdie bediening betrokke is. Dankie ook vir elke lidmaat se goeie gesindheid. Elke lidmaat se oop hart en hand ook rondom die finansiële versorging van hierdie gemeente. Dankie vir elke goeie gesindheid. Here, dit is my gebed vanoggend dat u ook hierdie bediening so sal gebruik, dat dit werklik tot uitbou en ook opbou van die koninkryk sal wees. Dat ons ook deur hierdie bediening en dit die manier waarop hulle ook dan die finansies beheer, dat u ook daardeur geloof sal word, dat u daardeur geëer sal word, en dat dit ook getuienis sal wees van u wat die groot en die almagtige God is. Amen. Heilige
sy heilige naam vertrou ons. Hou die liefde oor ons, Here, want ons stel ons vertroue in U. Amen. Gemeente, die woord van die Here sê vir ons, dat dit nie deur 'n groot leer is, dat die koning die oorwinning behaal nie, en dat dit nie deur die krag van 'n held is, wat ons by houe uitkom nie. Dit is nie waar dat die perd die oorwinning gee, dat sy groot krag redding bring nie. Dit is die Here wat sorg vir die wat hom eer, en vir die wat op sy mag vertrou. En daarom mag julle vanoggend ook die sorg van die Here ervaar. Amen. Ek het gedink om so aan die begin van Koninkrykstyd, vanoggend se diens, bietjie meer rondom lof in te rig, en ons gaan 'n groot lof element bietjie later in die diens hê, en daarom gaan die verloop van die diens so bietjie anders wees as wat die gewoond is dat dit is, en sal ons dan later en dan lof sang hê en die offergawe, en so ek wil graag nou oorgaan na die familie nuus toe. En as ons dan net na die gebeurde kyk van die week wat voor lê, die normale dinge wat aangaan, Dinsdagoggend 9:30, die erediens by Walkers aftree oor, en dan Woensdagoggend se senior Bybelstudie en aksie omgee, net daarna 10:00, en dan 11:15 die Bybelstudie by Willow Estate. Dan wil ons baie dankie sê vir almal wat gister gehelp het by die wintermark, nie net gister nie, maar ook vir al die voorbereidings rondom dit, maar ook almal wat dit ondersteun het, en vir al die lekker saamkuier. Op stadium het ek so oor die saal gekyk, en toe dink ek, want daar is verskriklik baie mense, so dankie vir elkeen wat dit kon ondersteun ook, en ja, ek dink almal wat daar was dan getuig daarvan, dat dit eintlik 'n lekker saamkoms was, en 'n saamkuier, en 'n saam gemeente wees, ook op 'n ander manier. Dan wil ek graag weer die senior wegbreek na Weesgerus uitlig, die 23ste tot die 28ste Augustus. Daar is nog kamers beskikbaar, is kamers met 2 enkelbeddens in, so 'n egpaar kan gaan, en dan kan ook maar die beddens teen mekaar skuif as jy wil. Maar dit beteken ook dat 2 vriende of 2 vriendinne die kamer kan deel, maar ongelukkig nie 'n vriend en 'n vriendin nie. So, maar dit is die opset daar vir die van die wat nou nog nie daar was nie. Maar daar was ook navraag, 2 persone het my gevra, wat is die moontlikheid dat hulle dalk op hulle eie kan gaan kamp. Asseblief, jy is baie welkom om dit ook te doen. Ek herinner dit ook verlede jaar gedoen. So, en dan kuier ons net in die dag lekker saam waar al die ander dan by mekaar kom. So, as jy sy belangstel, dan kan jy my net kontak, en ek sal dan meer inligting rondom die kostes en so dan ook leer gee. Dan is daar weer 'n lang voorbindingslys. Jy sien al die name daar, en daar is 'n paar mense wat regtig baie ernstig siek is. Ek het net nou genoem van Beda, wat ernstig siek is. Oom Pieter Lesbroek gaan dit glad nie meer goed nie. Oom Ben du Plessis is baie ernstig nog van wat hy beroerte gehad het. Gerrit Venter gaan dit nie meer goed nie. Frans Verscheer gaan dit nie goed nie. Oom Johan van Rensburg, ek het nou vir Tina gevra, Tina kan ek maar noem, dat ons het nou gesê, oom Johan was in die hospitaal, of is in die hospitaal, en hy het dinsdagmiddag, laatmiddag, hartstilstand gehad, en sê dit is in 'n koma. Maar Tina vanoggend vir my sê, die dokter sê, daar is wat effens 'n wetenskap, kom ons bid ook vir hulle, Tina, sterkte ook vir jou, en klein interessant hier vanoggend, en vir julle as familie, en ons draai julle aan die Here op, en ons bid die Here ook, en vir oom Johan, en so net naby ons sal wees, elke oomblik.
lekker terugslag gehad en gaan het weer met hom goed nie. So jy sal sien, is amper al die name op die lys, en die wat ek nou nie genoem het nie, beteken nie dat hulle nie ernstig siek is nie. Maar kom ons bid dan vir hulle elkeen en ook vir hulle families. Dit bring ons dan by die verjaarsdag. Hier 'n paar mense wat die week verjaar. Die 8ste, dan Antoinette Kreur, en ook dan die Strydom. Dan die 9de, dan die Baba Boonshaier. Ek sal onthou, ek het so 2 weke terug voor Manie gebel, met sy 99ste verjaarsdag. En dan die Baba word hierdie week 90. So wat merkwaardige egpaar is dit nie. En dan die 10de, dan die Susanne Tooi, en ook dan die Dikkie Roem. Ek is een van hulle hier, ek het nie van hulle hier gesien nie. Goed, ek gaan in elk geval net vir hulle elke kers aansteek. En ons sê vir hulle allemaal baie geluk. Excuse, ek was so vinnig voor jy kon daar fokus, dus ek alweer terug. Is daar iemand anders wat in die week verjaar? So sit iemand. Ja, my naam is nou net skielik uit my gedagte uit. Wilna, nee. Wilna, nog iemand? Niemand anders. Goed, volgende baie geluk ook met jou verjaarsdag aan die week. Wanneer? Vrydag. Baie geluk. Sal nou jou chocolade kry. Goed, dit bring ons dan by die kindermoment, en soos ek gesê het, ek is het my net nou laat weet, ek gaan hier kan wees, en so daar ons baie vandag nieuwe kindermoment reg gekry word, en daarvoor is ek so bevoorreg om 'n wonderlike vrou te hê, wat my ook daarmee gaan kom help. So ek wil vra, terwyl sy dan te kom, dat die kinders ook sommer van voor toe kom as dit. Sy het wel gesê, ek moet nie nou weekes op haar trek volgend, maar ek moes maar, ek was in die nood gewees volgend. So ons gaan so 'n bietjie aansluit, môre julle, almal. Ons gaan so 'n bietjie aansluit ook by die hele tema van lof aan die Here. Wat beteken lof? Wat beteken dit as ons sê ons loof die Here? Ja. Sê maar, wat dink jy? Ja, sing omdat ons weet die Here is die almagtige God, nee, die Here is anders as wat ons as mense is, en die Here is volmaak, en die Here is goed, en die Here is lief vir ons, en vir al hierdie dinge loof ons die Here, so ons sê net die Here is wonderlik, en dit is wat loof beteken, en dan die Karin en oom Robert gaan help, dat die Here 'n liedjie gaan sing, wat vertel van die grootheid van die Here, en julle ken al die liedjie. Julle gaan nou hoor. Goed. Kom ons raak in die plek. Daar is nou gaan ons nou hier. Ons gaan oefen. Om die Here te loof. Onthou julle nog, my God is so groot. My God is so groot. Nee, hoog. Ons Kan jy kamera? nee, jy is te naby aan. Okay, kyk nou jou hande op. Hoog, hoog. My God is so groot, so sterk en so magtig. Daar's niks wat my God nie kan doen. Nee, so vingertjie wys. Daar's niks wat my God nie kan doen. Goed, die berge maak hy, die riviere daarby, die see en alles daarin. My
God is so telop groot, so sterk en so magtig. Niks wat my God nie kan doen. Sê jy dan, jong, nou moet jy omdraai en dit vir die mense wys. Want jy Jy mag maar saam sing. help ons asseblief, Robert. Ek dink julle sal dit kan doen as julle omdraai. Die mense sal dit kan. Kom jy nou maar vir my. Ja, daar gaan staan. Ja. Laat ek hierdie iets steek. Daar gaan ons. Nora, net omdat jy glad nie skaam is nie. En jy het dit aan jou agter wat vir jare al lekker gaan gee. En die hele tyd denk ek slaap nie. Goed. Nou mag jy weer elke keer kry. Jy het 'n seer vinger en jy sê jy het 'n seer been. Jo, dit gaan loop van daai huis. Arme pa, ma. Goed. Kom ons bid net saam. Ons staan nie by my. Here, baie dankie dat ons ook vandag kan sê dat U die groot God is, dat U die almagtige God is, dat daar niks is wat U nie kan doen nie. Dat U alles gemaak het, en ons gaan dit ook nou in die Bybel lees. Dankie dat ons daarom U kan loof en kan vir almal gaan vertel dat U 'n wonderlike God is. En mag hierdie kinders ook in hierdie week vir hulle maatjies by skool gaan vertel van hulle God wat so groot en sterk en magtig is. Mag hulle dit ook in hulle eie lewens ervaar. Mag elkeen van ons dit in ons lewens ervaar. Amen. Dankie julle. As iemand vir jou sou vra dat jy jou geloof in die Here in een sin moet opsom, wat sou jy sê? Hoekom glo jy in God? Dink net vir 'n oomblik, wat sou jou antwoord wees op die vraag, hoekom glo jy
Jesus eintlik daardie vraag gevra. Ons lees daarvan in Markus 12 vers 28. Een van die skrifgeleerdes het die mense oor redeneer en hulle het nader gestaan. En toe hy sê dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir Jesus, wat is die heel grootste gebod? En Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israel, die Here is ons God, en hy is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand, en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Pragtig meneer, sê die skrifgeleerde vir hom. Dit is waar wat u gesê het. Die Here is die enigste God. En daar is geen ander God as hy nie. En om hom lief te hê met jou hele hart, en met jou hele denke, en met al jou krag, en om jou naaste lief te hê soos jouself, is van meer belang as al die brandoffers en ander diereoffers. En, ekskuus, Korlaak, net tot al lees. Ek het dit verkeerd opgesit. Ons sou miskien verskillende gedagtes en dan kon hê op die vraag, wat is vir jou die belangrikste oor jou geloof? En Jesus vat dit dan hier saam, en te sê die belangrikste is dat jy die Here jou God met jou hele lewe moet lief hê. En jou naaste soos jouself. Dit wil skei ons daar die twee, maar dit is een gedagte. Liefde vir God en liefde vir jou medemens. Dit is waaroor ons geloof in die Here gaan. Dit is die manier waarop ons hom moet dien en waarop ons hom moet geloof. Kom ons bely oor ons gedagtes wat dalk heeltemal anders was as wat die Here sê. Kom ons by die volgende gebed saam. Ewige en almagtige God, U ken ons harte. U ken al ons begeertes. Vir U is niks verborge nie. Reinig daarom ons harte deur die werking van U Heilige Gees, sodat ons U volmaak mag lief hê en U heilige naam mag groot maak deur Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons gaan net nou Psalm 33 lees, maar ek wil ook graag nou Psalm 32 lees as skuldbelydenis, maar ook vergifnis en vryspraak van die Here se kant af. Psalm 32 sê, dit gaan goed met die mens wie se oortredings nie gestraf word nie, wie se sonde vergewe word. Dit gaan goed met die mens vir wie die Here die oortreding nie toereken nie, en in wie se gees daar geen valsheid is nie. Toe ek oor my sonde geswyg het, het my liggaam uitgeteer soos ek heeldag om hulp geroep het. U hand het dag en nag swaar op my gedruk. My krag het opgedroog soos water in somerhitte. Toe het ek my sonde bely, my oortreding nie weggesteek nie, en ek het gesê, voor die Here bely ek my opstandigheid, en U het my skuld vergewe. Dit is waarom elke gelowige in 'n tyd van nood tot U bid. Selfs vloedwaters sal nie skielik oorval nie. U is vir my 'n skuilplek. U beskerm my teen aanvalle. U laat my oorwinningsliedere sing. Ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg.
ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou. Moenie onverstandig wees nie, soos 'n perd of 'n muil wat met 'n stang en 'n bek geteel moet word as jy wil lei nie. Die goddelose het baie smarte, maar wie op die Here vertrou, die omvou hy met sy liefde. Verbly julle in die Here en juig regverdiges, jubel alle opregtes. Kom ons staan en dan sing ons die 245 ook as erkenning van die vergifnis wat die Here vir ons het. En daarna gaan we weer die sintuige in. O Here, onuitputlike bron van alle goeie dinge, ons eer U vir die gawes van U liefde. En gee dat ons nou U woord mag hoor met 'n opregte begeerte om dit te kan ontvang wat U beloof het dat U vir ons sal gee, maar ook te gaan doen wat dit van ons vra. Daarom bid ons, graveer U woord nie net in ons verstand nie, maar ook in ons harte. Verander ons deur U Heilige Gees om al hoe meer aan die beeld van die Seun gelyk te word. Ons wil ons verwonder oor U heerlikheid, terwyl ons volgens ook in die spieël van U woord kyk. Ons bid dit in die naam van Jesus en in die krag van die Heilige Gees. Amen.
lees dan volgens Psalm 33, vers 1 tot 22. Jubel in die Here regverdiges, sing 'n loflied opregtes. Loof die Here met die lier, speel vir hom op die harp. Sing vir hom 'n nuwe lied, speel met volle oorgawe, jubel dit uit. Wat die Here sê, gebeur. Alles wat hy doen, staan vas. Hy het geregtigheid en reg lief. Die hele wêreld is vol van die Here se troue liefde. Die woord van die Here is die hemel gemaak. Deur sy bevel al die hemelliggame. Hy het die seewater laat saamkom soos in 'n dam. Die groot waters op een plek opgegaar. Die hele aarde moet die Here vrees. Al die bewoners van die wêreld moet vir hom ontzag hê. Want hy het gepraat en dit was so. Hy het beveel en dit was daar. Die Here veryl die planne van die nasies. Hy laat hulle besluite op niks uitloop nie. Maar die planne van die Here staan vir altyd vas. Sy besluite van geslag tot geslag. Dit gaan goed met die nasie wie se God die Here is. Met die volk wat hy vir hom as sy eie gekies het. Die Here kyk uit die hemel en sien al die mense. Van die plek waar hy as koning sit, sien hy almal wat onder op die aarde woon. Dis hy wat hulle verstand gevorm het, wat al hulle werk deur grond. Dit is nie deur 'n groot leer dat 'n koning wen nie, en nie deur die groot krag dat 'n held behoue uitkom nie. Dit is nie waar dat die perd die oorwinning gee, en dat sy groot krag redding bring nie. Dit is die Here wat sorg vir die wat hom eer, vir die wat op sy mag vertrou, om hulle van die dood te red, en hulle in die lewe te hou en ondersnoei. Ons vertrou op die Here. Hy is ons hulp en beskermer. Ja, in hom is ons hart bly. En op sy heilige naam vertrou ons. Hou die liefde oor ons, Here, want ons stel ons vertroue in U. Ons lees tot daar. Psalm 33 is een van die min psalms in die psalmbundel wat nie 'n opskrif het nie, of wat nie sê deur wie die psalm geskryf is nie. En dit staan bekend as 'n oop psalm. Dit beteken dat hierdie lied wat gesing is, kan net sowel deur my gesing word, as ek sou kon sing, of deur jou gesing word, of deur ons as gemeente gesing word, of deur enigiemand wat die Here dien. En daarom is daar nie 'n spesifieke persoon se naam aan hierdie psalm gekoppel nie. Hierdie psalm begin deur alle regverdiges en opregtes op te roep om God te prys. En regverdiges dui dan hier op die mense wat deur God regverdig verklaar is in sy genade. En daar staan letterlik die regop mense. Met ander woorde, die mense wat regop staan, regop lewe deur die genade van die Here. Hulle moet die Here prys. En ander woorde, elkeen wat die Here dien, moet hom prys. En hierdie eerste klompie verse van hierdie psalm bruis van soveel lof, dat 'n mens amper nie anders kan as om meegevoer te raak nie. Tog is dit ook so dat ons dikwels deur die teendeel meegevoer raak, sodat lof op ons lippe eintlik uitdoof. Maar ek het net gesê, ek het dit nie gesê. Psalm 32 en Psalm 33
word deur baie skrifuitlegkundiges gesien as een Psalm. En wanneer ons dan Psalm 32 lees, soos wat ek net nou gedoen het as genadeverkondiging, en waar die psalmdigter ook sy skuld voor die Here bely, wanneer ons dit dan lees saam met Psalm 33, dan kom ons net weer onder die besef dat opregte en egte lof aan God word dikwels gebore uit 'n plek van worsteling met die lewe en met God. En ook uit 'n plek uit waar ons eie nietigheid en kleinheid voor God besef. Wanneer ons besef dat ons sondige mense is, wanneer ons besef dat ons klein voor God is, dan kom ons lof tot God eintlik van self. Wanneer ons besef dat daar van nature niks goeds binne ons is nie, maar dat elke stukkie goed in ons lewe alleen die gevolg van God se redding en sy genade is, van sy geweldige mag, dan kan ons nie anders as om God te loof nie. Na die worsteling en die stryd om sy sonde in Psalm 32 is die digter dan nou by 'n plek waar hy weer lof aan God kan besing. Omdat hy opnuut besef het wie hy is, maar ook wie God is. In hierdie Psalm gaan lof aan God dan telkens oor wie God is en oor sy groot skepings en reddingsdade in die geskiedenis. En daarom begin die digter hierdie eerste verse van die Psalm deur te verwys na die skepping. Skepingsverhaal soos wat ons dit in Genesis 1 lees. En dan verwys hy verder ook na die uittog uit Egipte uit, wat eintlik ook 'n herskepping van God met sy volk Israel is. En dit is presies wat elke Christen se lof aan God ook is. Die belydenis, die goeie nuus, die dankbaarheid, die opgewondenheid van die herskepping wat in elke Christen se lewe plaasvind. Die herskepping deur Christus se menswording, sy lyding, sy kruisiging, sy opstanding, sy hemelvaart, maar ook sy wederkoms. Dit alles moet lofliedere in ons laat opklink. Die meeste van u, die seker so enkel is wat nou nie gaan weet waarvan ek nou praat, maar die meeste van u weet van 'n plaat wat kan vashaak op 'n platespeler, nee. En dan speel dieselfde reeltjie oor en oor en oor, en dan was dit gewoonlik ek wat die jongste was, van, gaan maak die ding reg, dan moet ek opstaan en dan net die plaat, die naald so 'n bietjie aanskuif. Maar so jy weet hoe klink 'n plaat wat vashou, dit sê dieselfde ding, speel dieselfde ding oor en oor en oor. En ek wil hierdie beeld gebruik met alle respek en eerbied. Maar dit is hoe God se genade en sy liefde en sy redding is. Dit is soos 'n plaat wat vashou in ons lewe. Dit speel herhaaldelik oor en oor en oor af in ons lewens. God se liefde, God se genade, God se grootheid, God se versorging vir ons. En is telkens nie. Klaagliedere in 3 vers 20 sê, God se ontferming is vir ons elke môre nuut. Elke môre kom stort die Here nuwe ontferming oor ons uit. En daarom bly ons liedere ook altyd nuut en vars tot lof en eer van God. Vers 6 sê dat God deur 'n woord alles geskep het. Letterlik staan daar deur die asem van sy mond
En nou weet ons ook dat hy deur die woord Jesus Christus alles kom herskep het. Johannes 1 praat van die woord wat vlees geword het, die woord wat nog altyd daar was, wat dan na Jesus Christus verwys. En ons lees in Johannes 20 vers 22 waar Jesus die aand na sy opstanding by sy disippels kom waar hulle in die kamer by mekaar was, en dan blaas hy oor hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. En so kom gee God as ware opnuut die asem van sy mond aan sy volgelinge, aan elke gelowige. En daarvoor loof ons hom. So ons glo mense dat dit eers beter moet gaan in hulle lewe voordat hulle die Here kan loof. Daarom moet ons daar 'n rede vir my wees om die Here te kan loof. Maar dan moet ons onthou dat lof aan God gaan nie in die eerste plek oor wat die Here aan my doen of oor hoe goed dit met my gaan of wat ek alles het nie. Lof aan God gaan oor wie God is, nie oor wie ek is en hoe ek is. Lof aan God gaan oor hom wat die skepper God is en die reddende God. En nou lees ons reg hier Psalms, en dan ook in die lewens van baie gelowiges, ook in die lewe van apostels, soos Paulus, dat wanneer jy voortdurend jou gedagtes op God fokus, en wanneer jy voortdurend God in jou oë het, of voor jou oë het, ook in tye van nood, ook in tye van donker dieptes in jou lewe, dan gebeur daar iets met jou. Jou gemoedstoestand verander. Dikwels verander jou omstandighede ook. Dink maar aan Paulus wat vertel het, hoeveel ontberings hy moes deurgaan, hoeveel lyding hy moes deurgaan terwyl van die evangelie. Hy sê hy het skipbreuk gelei, hy het hongersnood gehad, beleef, hy is gemartel, hy is geslaag, hy is beledig. Maar hy het altyd Christus voor oë gehad. En daarom kon hy altyd volhard in sy geloof. Dink aan Paulus en Silas, wat in die tronk was, en teen middernag staan daar in Handelinge, het hulle lofliedere tot eer van God gesing. In die donkerste deel van die nag, om middernag, in die donkerste tyd van hulle lewe, in die middel van die tronksel, sing hulle lofliedere tot eer van God. Hulle fokus op God. Hulle fokus op die skepende, reddende, almagtige God. En hulle fokus nie op hulle eie lewe nie. En hulle eie omstandighede nie. En dan gaan die tronkdeure vir hulle oop. En hulle stap vry. Wanneer jy so op God fokus, dan ontdek jy dat alles tog eintlik reg is. Alles nie reg. Want jy ontdek opnuut God se skepings en reddingsmag. Psalm 33 herinner ons elkeen, God is die skepper, net deur 'n woord, net deur die asem uit sy mond. En daar is geen mag waarvoor ons hoef terug te reis. Hoe kan ons dan anders as om hom in en met ons lewens te loof? Die kop, hart en hand. Ek het net verwys na ons gebedslys, baie name op. Ek was in die afgelope week by 'n hele paar van daardie mense gewees. En andere Dinsdag aand saam met Tina Albou en Johan was by ons staan gewees. Ek was by 'n hele paar mense, Corine en elke keer in hierdie tye en beweerde
vir hulle eintlik baie moeilik is. Maar hulle nog steeds die Here loof. En lyk hulle omstandighede en situasie vir hulle anders. Mag ons elke oomblik in ons lewe so op die reddende en skepende God fokus, dat ons altyd rede het om hom te loof. En ek vra dat ons dan nou ook die Here sal loof. Kan dit so bly sit. Dan gaan ons die 207 sing, vers 1 en 5 en die red daarna, gaan ons die offergawes opneem. Wat vandag dan ook 'n simbool is van ons lof aan God. Dat ons ook daardeur die Here loof. Ek het net nou toe ons voorbereiding vir die finansiële bediening gedoen het daaraan gedink. Ek het nou onlangs iemand begrawe en ek het die persoon se kinders ontmoet voor die tyd, ken hulle glad nie. En omtrent die eerste woorde van die vrou het vir my was aan my gewees. Ja, ons is nou nie meer in een van die hoofstroomkerk en in die NG Kerk, want sodra hulle oor geld begin praat, dan is dit net nie vir my, so ons doen nou maar die aanlyn ding. En toe dink ek so, geld aan die Here is lof aan die Here. Dis ons verantwoordelikheid. Mag ons dit vanoggend so sien, ook met die opneem van die offergawe, dat dit deel van ons lof aan God is, vir sy goedheid. Kom ons sing die 207 en dan weer daarna ons offergawes.
nie deur U nie, en nie deur mense nie. Help ons dat ons linkerhand nie sal weet wat ons regterhand doen nie. Ook hierdie gebed en al ons gesing en gepraat in die erediens is nie om deur mense gehoor te word nie, maar alleen deur U. Die erediens is in ons binnekamer. En wanneer ons ook in hierdie koninkryks tyd bid, en ander uitreik, en U dien, en U aanbid, dan is dit alleen uit dankbaarheid vir die liefde wat U aan ons bewys. Daarom wil ons ook volgend as gemeente saam ons hart voor U uitstort en saam die volgende bid. Kom du
Ons aanbid U in hierdie oggend as die almagtige God, die heilige God, die gans andere God, die ewige God, die enigste God. Saam met die digter van Psalm 33 wil ons dan ook lofliedere sing tot eer van U naam. U wat die skepper God is. U wat net deur die asem van U mond dinge laat gebeur. Maar ons loof U ook as die God wat herskep. Wat ook ons in ons sonde toestand kom herskep het. En van ons die kinders gemaak. Ons loof U dat U tot in alle ewigheid regeer en heers. Ons loof U vir die krag van die Gees wat in ons teenwoordig is. Ons loof U, Here, vir persone wat ernstig siek is en hulle families wat ook in hierdie baie moeilike tyd en krisistye en traumatye U nog steeds kan loof. Omdat hulle na U opkyk en die ewige, almagtige God raak sien. Ons loof U dat ons vandag vir ons broers en susters in ons geloofsfamilie kan bid, wat ernstig siek is. Die name is genoem, die name is op ons voorbereidingslys. Dankie, Here, dat U teenwoordigheid ook by hulle is. Mag hierdie week wat voor ons lê vir ons 'n geleentheid wees, waar ons U sonder ophou loof. Kop, hart en hand. Amen. Terwyl jy net so bly sit, kom ons sluit dan af vir die slotlied. Skyn in
wat hom dien, kom loof hom saam. Hef snags jou hande op na hom en prys hom in sy heiligdom. Weet dan, jy kan van hom wat als vermag, sy ryke seën verwag. Jy kan altyd op hom vertrou, want in sy liefde seën die Here jou. Amen.